Goeie koue môre vir julle. Kry julle koud? Nee. Is goed die winter is hier, want die somer is nou weer nader. So. Kom ons sit net so en bid saam. Hemelse Vader, ons dankie, ons loof en ons prys U vir U genade vir nog 'n dag. Dankie dat ons hier by mekaar kan kom om van die woord te leer. Vra ook sodat U my sal help wat die woord uitgaan vandag, laat ons dit kan verstaan, laat dit nie op dowe ore val nie. En ons sê dankie vir die goeie nagrus, dat U beskermende hand oor ons gehou het, en dankie vir 'n nuwe dag, net deur U genade alleen in die naam van Jesus. Amen. Ek wil vanmôre vir ons lees uit Matteus 14. Dis van die verhaal van die storm. Dit het gebeur net na die gelykenis van die broodjies en die vissies, wat al die mense gevoed is. Matteus 14, vanaf vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moet nie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water te kom, na U toe te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af, loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en hy begin sink. Roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. Nou om hulle te verstaan daardie tyd, as ek kan terugkom hier na wat hulle sê, hulle het gedink is 'n spook. Die vissermanne van daardie tyd het die bygeloof gehad, as hulle 'n gedaante op die water sien, of 'n spook sien, soos hulle dit nou noem, dan gaan hulle skei tot niet. Dis bad luck. Dis wat hulle geglo het. Daar's ongeluk aan die kom, as hulle 'n gedaante sien. So hier sien hulle vir Jesus op die water loop, en onmiddellik dink hulle, want dis hulle bygeloof, daar's 'n spook, en hulle was bang. Maar waarop ek wil kyk vandag, en ek wil die tema gee van vandag se woord fokus. Om te fokus. Kyk net, toe hy sy aandag aftrek van Jesus af, sy fokus weg is, toe sink hy. Ek wil vandag 'n bietjie meer oor fokus praat. Ons almal sukkel tog om te fokus. Ek weet nie van julle nie, ek sukkel partymal baie om te fokus. Daar's so baie dinge wat ons aandag aftrek. Distraction, as ek dit so kan noem. En ons fokus is nie wat dit moet wees nie. As ons maar net kyk om ons die wêreld, en ek dink aan verlede week, ek en Tannie Rita en Wilna, toe is dit die eerste oggend wat so koud is toe kla ons bietjie oor die koue. Toe spot ons nog met mekaar, toe sê ons, ja, as dit warm is, kla ons, dis warm. As dit koud is, kla ons, is koud. As dit reën, kla ons, is te nat.
As dit droog is, dan kla ons, dis droog en soewerein. Dis net asof ons mense met alles ontevrede is. Maar dis in ons natuur. Ons natuur is, en die wêreld is van so 'n aard dat ons so maklik die verkeerde dinge raak sien, en die negatiewe dinge. En ons het al so verval in die wêreld, dat ons sien nie meer die goeie raak nie. Ons fokus nie meer op die goeie en die mooi nie. Ons fokus op die negatiewe en die verkeerde en die lelike. En na ons gepraat het van die winter-somerklagtes, het ek bietjie opgeleid die week. En ek wil op niemand se tone trap nie. En ek wil nie negatiewe goed praat nie. Dis die laaste ding wat ek wil doen. Maar hoor my hart, hoor wat ek vir julle probeer sê. Het ek begin oplet die week. En by die werk het mense 'n salarisstrokie oopgemaak. En ek het mense dopgehou en gekyk, waarop fokus mense? Waar fokus mense die meeste? Hoekom fokus hulle nie op die woord en op Jesus nie? En die eerste wat ek sien toe maandag, salarisstrokies. Kyk hier by die maand weer. Mense is mismoedig en negatief. Ek het so baie oortyd gewerk en die belasting het alles gevat. Dan sien jy iemand maak 'n water en ligte rekening oop. Kyk hoe duur is die water en die elektrisiteit weer die maand. Hoe gaan ons lewe? Staan ek in die winkel in 'n ry. Daar 2 tannies voor my. Hallo, hoe gaan dit? Nee, goed en ja. Goed is so duur, dis onbekostigbaar. En 'n slagter. Maar een hand staan sy met 'n blok kaas en die ander hand 'n chocolate. Maar ons kla oor die broodprys. Is dit nie die regte ding as ons positief fokus? Ons het die spreekwoord wat altyd sê, elke donker wolkie het 'n silwer randjie. Is dit nie tyd ons fokus meer en sien die goeie raak nie? Soos die persoon wat sy salarisstrokie oopmaak en klaar, moet hy nie eerder sê, dankie Here vir die geld. Ek los dit in u hande, laat ek dit reg spandeer asseblief. Op die regte manier. Of die water en ligte rekening. Dankie vir water en krag. Dat ons nog die voorreg en genade het, laat ons kan 'n kraan oopdraai en water het. Kan ons nie in die winkel staan en sê dankie vir 'n winkel waar jy kan instap en iets van die rak afhaal en dankie ek kan dit nog bekostig en betaal. Sien, negativiteit word naderhand vrees. Ons het alles om ons is negatief. As jy 'n TV of radio aansit of 'n koerant oopmaak, is daar negatiewe goed. En dit laat dink my so aan 'n saadjie wat jy plant en water gee. As jy negatiewe goed in jou het, hy begin te groei in jou naderhand. Dis asof dit net meer raak, manifesteer, dit word meer, dit word groter. En dit gaan oor naderhand in vrees. En dit beheer naderhand jou hele lewe. En alles is negatief. En dan laat dink dit my so as 'n mens by 'n partytjie kom, 'n verjaarsdagpartytjie of 'n troue. Is nie 'n minuut nie dan, jy voel sommer goed. Jy voel lekker en jy's in 'n goeie gemoed, want mense is gelukkig. Hulle vier fees. Maar nou kom jy by iemand waar daar iemand nou net beklei het in 'n huis en jy stap in. Dis asof dit afsmeer. Jy kan voel, dinge is nie reg nie. Jy voel skoon ongemaklik. Want dinge is nie reg in daardie huis nie. Daar's negativiteit. Dit groei. Jy kan dit aanvoel. En selfs op 'n begrafnis, jy kan voel die hartseer en verwyte wat mense het. Dit is in die moed wat ons is. Maar as ons fokus, en ons fokus op die woord, en ons spandeer meer tyd saam Jesus, dan gaan ons mos beter voel. Dan gaan ons mos meer glimlag, en meer lag, en meer gesels. En dan gaan ons beter slaap. En as ons beter slaap, is die bloeddruk beter. En alles gaan net beter wees.
En dan laat dit my dink, hoekom hou ons nie fokus nie? Hoekom is ons mense nie in staat om meer te fokus nie? Want daar is so baie dinge wat ons aandag kan aftrek. Daar's al die nuus wat om ons aangaan, politiek, moord, doodslag, ander mense om ons, familie, in ons eie gesinne, man en vrou, broer en suster, ons kla altyd, skuldig, ek kla altyd oor die pottels, daar is 380 pottels van hier af na my huis toe, en ek kla daaroor elke dag, dis verkeerd, ek weet, ek probeer, gooi ons petrol en dan kla ons oor die petrolprys, maar dankie Heer, ons het nog 'n voertuig en kan nog ry, ons hoef nie te loop oor ons nie, ons is geseënd. As ons teruggaan, het ons gesien, Jesus het hom gaan afsonder, hy het alleen op die berg gegaan en gaan bid. Hy het hom afgesonder. Soos die woord ook vir ons sê, sonder jou af in jou binnekamer. Op 'n ander gedeelte is bid sonder ophou. Doen ons dit nog? Sonder ons af as ons gaan bid? Of is dit net vinnig hier gebedjie as ons onthou? Spandeer ons werklik so baie tyd aan Jesus nog? Of spandeer ons meer tyd in die wêreld? Ons is veronderstel die eerste ding in die oggend as jy wakker word, voor jou oë nog oopmaak, om aan met Jesus te praat. En ons af te sonder, daar waar dinge ons nie aandag aftrek nie. As ek my woord vir ons sê, sonder jou af in jou binnekamer as jy bid. Nie daar voor die TV nie, want daar is iets wat jou aandag aftrek. Sit jou foon af, want nou bid jy halfpad, liewe Jesus, en dan ping, hier kom 'n WhatsApp. Jou aandag is afgetrek. Dis wat gebeur. Matteus 6, vers 6 en 7. Matteus 6 sê vir ons, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat jy nodig het, voordat jy hom nog vra. Maar hy wil hê ons moet hom vra. Hy weet wat het ons nodig. Maar hy wil hê ons moet hom vra. Maar nou het ek ook al gehoor hoe bid ons die laaste tyd hier in die wêreld. Ons wil hê. Ons wil niks gee nie. Meeste mense wat bid, ek sê nie almal nie, verskoning, maar hoor my hart waarop ek afstuur. Iemand vra my in die week, hoekom sukkel ek so? Ek werk my as af. Ek gaan kerk toe, ek doen my ding, maar ek sukkel. En die ander wat niks doen, het so baie. Bid jy net vir die Here se hand? Of bid jy vir sy hart? Bid jy om meer te kan kry? Of bid jy om genade te kry en liefde van hom af? Dis 'n vraag wat ons elkeen kan vra. Maar ons menslike natuur in hierdie lewe, ons aandag word afgetrek. Deur ontspanning, ons gaan ontspan bietjie voor die TV. Ry in die kar, luister nuus of musiek. Ons sosiale lewens. Ons Suid-Afrikaners het mos die manier as daar sport is. Ek wil nou nie sê rappie nie, as ek weet nie moeilikheid. Maar ons Suid-Afrikaners het mos die manier. Rappie, bier, braaivleis loop saam. Ons kan nie die een sonder die ander een doen nie. Ons kan nie net braai sonder om 'n biertjie te drink nie. Ons kan nie rappie kyk sonder om te braai nie. En dis dinge wat die wêreld ons geleer het. En ons fokus is nie wat dit moet wees nie. Dan vriende en familie kan net so verkeerde invloed wees. Ek het agtergekom, vriende is meestal die oorsaak van al ons probleme, of van ons meeste probleme. Dan gaan ons nie eens so ver soos
dwellings en wat van vriende afkom het. Van kleins af leer jou ma jou, kies die regte vriende. Ek wil nie vir almal praat nie, maar ek glo elkeen van ons, 'n pa vir ma het al gesê, ek hou nie van daai vriend van jou of vriendin nie. Daar is een ding van vriende. As jy iemand wil leer ken, kyk na sy of haar vriende. Dan gaan jy sien, hoe is daardie persoon regtig. Uit vriende kan jou maak. En vir die jong mense wat in 'n verhouding ingaan, of in 'n huwelik wil ingaan, leer eers daardie man of vrou se vriende en vriendinne, voordat jy die ring aan die vinger gaan sit. Want daar gaan jy werklik die persoon leer ken. So as jy vriende en familie het, wat so negatief is, en so die verkeerde goed in jou inprint, jammer om te sê, raak ontslaaf van het, kry het uit jou lewe uit. Daai vriende voel veer of jy eendag hemel toe gaan, of jy verlos word. Hulle voel 'n veer. Nie een van die vriende sal sterf vir jou of my nie. Jesus het vir ons gesterwe. Nie een van die verkeerde vriende sal so iets vir ons doen nie. Hulle sal kyk dat jy saam met hulle ondergaan. So wat steel ons tyd? Ons kommer ons oor goed oor die verlede. Ons kommer ons oor môre, en ons het al hieroor gepraat, ek praat baie daaroor. In die verlede is in die verlede is verby. Ons kan nie tyd terugdraai en teruggaan en dinge oordoen nie. Dit sou lekker wees, maar ons kan nie. Vanoggend 9 uur is verby, vanoggend 10 uur is verby, ons kan nie weer teruggaan nie. Al wat ons het is nou, hier waar ons nou is. Wat vanmiddag of vanaand of môre of volgende jaar gebeur, weet ons nie. Uit genade is ons dalk nog hier, as ons nog tyd gegee word. Want in Matteus 6 vers 25 sê die Here van, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor die lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Die Here sorg vir ons, hy weet wat het ons nodig. Ons dink baie keer, ek sukkel, maar buurman ry 'n mooi blink nuwe motor, buurman braai elke naweek. Maar is dit leksheid? Is dit wêreldse goed? Is dit wat ons nodig het? Tog, hier is ons. Hier is ons, ons al asem, ons het nog 'n dag gekry. Stokperdjies en sport steel baie van ons tyd. Probleme, huwelike, gesondheid. My eie ek is 'n baie gevaarlike een. As alles om my draai, dan is my fokus nie op Jesus nie. Fokus moet nie op my wees nie. Die eie ek. Ons moet ons prioriteite reg kry, mense. Wat wil ek hê? Wil ek in die wêreld leef? Dis tydelik. Daar's 'n lewe wat voor lê, 'n ewige lewe. En tog, Sondag as die kerke leeg. Daar's baie verskonings. Mense het verskonings. Hoekom kerk toe? Dis te koud, dis te ver, dis te iets. Maar vir sosiale geleentheid is ons nooit laat nie. Nooit laat vir werk nie, maar vir kerk is te laat. 10 uur die oggend is bietjie vroeg. En ons het baie verskonings. En dan geld, besittings. Is ons fokus op besittings? Jaag ons net die lewe, jaag ons geld, roem, rykdom.
Ons kan dit nie saamvat nie. Ons kan niks van daardie saamvat nie. Of jy 'n sny droë brood hierdie aand, of 'n styk kaasburger, of jou bankbalans in die rooi is en of jy 10 miljoen in die bank het. Op die ou einde eindigings in daai 2 meter gat. Maak nie saak hoe arm of hoe ryk jy is of wie jy is nie. Ons gaan almal na dieselfde plek toe. Daar's nie onderskeid nie. Maar is tyd ons raak stil, sonder af. Praat met die Here. Dis wat hy wil hê. Ons moet met hom praat. Ons moet ons probleme, nie ons kwel oor ons probleme en slaaplose nagte kry nie. Plaas dit voor sy voete, los dit in sy hande. Vertrou dat die Here 'n deurbraak sal maak. En hoeveel van ons glo nog aan wonderwerke? So die vriende, gevaarlik. Die geldgod Mammon, gevaarlik. Dis alles goed wat ons fokus wegvat. Want dis wat die duiwel doen. Woord sê vir ons, hy loop rond soos 'n brullende leeu, kyk wie hy kan verslind. Jy kom nie net en kom verslind iemand nie. Hy wag tot jou fokus afgetrek is. Tot jy bekommer, of skinder daar in die haarsalon, of daar in die ry by die winkel kla oor die goed se pryse. Hy wag laat Jan kla oor die pottels, dan sit hy iets anders op die nuus wat ek luister, dan kla ek nog meer. Dan is hy saadjie van kla geplant, en dan groei hy, en hy kom help water gooi. En dit groei, en dit word naderhand 'n groter probleem. So erg dat jy nie daaruit kan kom nie. Wat doen ons met ons tyd? Spandeer ons genoeg tyd saam met ons God, ons Skepper? Steur ons te veel aan die wêreldse dinge? Is ons fokus waar dit moet wees? Ons fokus moet op Jesus wees. Ons het net daai een opdrag gekry. Ons moet onsself doop. Gaan uit na al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Leer hulle van die woord, dat hulle die woord kan onderhou. Ons moet meer leer. Ek glo elkeen van ons kan 'n paar minute meer 'n dag afstaan. Ek sluit myself in. Bietjie meer tyd aan Jesus te spandeer. Gaan ons niks kos nie. En as 'n mens begin konsentreer op die positiewe goed, die goeie goed en die positiewe goed, in plaas van 'n storieboek lees, ek sê moenie storieboeke lees nie, in plaas van tyd mors 3-4 ure voor 'n storieboek, vat die Bybel en lees hom. In plaas van 'n klomp snerp op TV te kyk, wat ek weet nie of hy nog wys nie, wat dit Skewelaan in die aande. Ek het al gehoor, pastoor, jy moet net voor 7 kom, want ons kyk Skewelaan 7 uur. Dis ons verskonings, mense se verskonings. Sit praise and worship musiek op die radio aan, of CD, op YouTube, wat ook al, daar is so baie goed deesdae. Luister eerder na dit, dis positief. Jy sal agterkom, as jy die positiewe dinge begin sien, die silwerrandjie om die donker wolk begin raak sien, die mooi in die lewe begin raak sien. Ek praat van klein goedjies. Hoe verander mense gemoed, hoe verander jou lewe, hoe verander die mense om jou. En alles is net makliker, vriendeliker en beter. Maar as jy jou gaan bekommerd en jou ophou met verkeerde goed, gaan dit nie so lekker nie. As jy ophou met die goeie dinge, tyd spandeer, fokus op Jesus, dan is die moeilike dinge op jou einde ook nie moeilik nie. Dan kan jy terugkyk en sê, joh, ek weet nie hoe ek deur dit gekom nie. Ek kan nie glo ek het dit gemaak, hier die groot berg wat voor my gelê het. Ek het deur dit gekom. Sjoe, ek weet nie hoe nie. Ja, is met genade. Dis met genade van God wat ons deur dit kom. Maar as jou fokus nie op hom is nie, gaan jou berg op jou probleem bly. En hy gaan groei en hy gaan groter word.
En dinge gaan uit mekaar val om jou. So ons fokus moet op hom wees. Ek beklei nie. Ek gaan net tot so ver vir die week. As ons gespaar word vir volgende week, wil ek graag 'n bietjie gesels oor wanneer die bruid gehaal word. Wil bietjie oor die bruid gesels. Nie oor die wegraping nie, oor die bruid. Ek het 'n vraagie gekry by iemand wat sê, ek probeer alles en ek fokus en ek doen alles reg volgens my. Maar wat kan ek nog doen? Wat moet ek doen om gereed te wees? Wat kan ek nog doen om gereed te wees as hy laaste bassein blaas? As die bruidegom sy bruid kom haal? Wat kan ons nog meer doen? En ons gaan volgende week bietjie daaroor gesels en bietjie kyk. Wat verwag God van ons? Wat verwag God van die bruid? Wat moet die bruid doen in hierdie eindtye van ons? So ek gaan nie los met 'n vraag vandag, elkeen homself antwoord. Wat steel jou tyd? Wat steel ons tyd? Wat roof ons tyd? Laat ons nie meer tyd aan Jesus spandeer nie. Gaan sit bietjie die dink en week en dink. En probeer van daai goed ontslae raak. Raak van daai goed ontslae in jou lewe wat jou tyd steel. En probeer een dingetjie 'n dag, net een. Dit vat oefening, hè? Dit is nie in ons natuur nie. Dit kos werk. In die oggend as jy opstaan, kyk, soek een dingetjie om jou waaroor jy kan dankbaar wees. Of dit nou die suurstof is wat ons inasem, 'n lekker warm sonnetjie, voëls wat fluit en sing, voedsel op jou tafel, goeie nuus, wat ook al die geval. Soek elke dag net een dingetjie waarvoor jy kan dank. Nie groot goed nie. Soek ietsie kleins waarvoor ons kan dankbaar wees. En ons praat oor 'n week, dan sal jy sien hoe verander jou lewe in daai week. Net om een ietsie 'n dag te soek waaroor jy kan dankbaar wees. En iets goed sien. En sê, dankie Heer, ek dankie vir dit. Net daai een dingetjie. En dit maak 'n wêreldse verskil. Maak 'n lewensverskil. Tot sover van my vandag. Sit net so om af te sluit. O Vader in die hemel, ek dank U vir U woord vandag. Laat ons weer attent gemaak is, laat ons fokus op U moet wees. Dit is so maklik om af te dwaal en verkeerde paaie te loop en verkeerde afdraaie te vat. Here, ons almal het sondes, sluit myself in. Nie een van ons is perfek nie. Maar ons vra dat die Heilige Gees ons so sal lei, dat ons gefokus kan bly. Laat ons fokus altyd op U is. Laat ons meer tyd aan U spandeer. Laat ons ook sonder ophou kan bid. Van U ons in die môre wakker maak, tot U ons rus gee in die aand. Dat ons U ten minste net in die gedagtes, in ons gedagtes het. En ons dankie en ons eer U. Jesus se naam. Amen. Dankie julle.